Goeiemôre vriende, hier is so aan die begin van 'n nuwe week. Dit is die 29ste Desember 2025. Ons is so op die hondse stert van die ou jaar, letterlik nog 2 dae. Mens kan nie glo dat die tyd so vanaf verbygaan nie, maar so sê ons dit mos nou maar elke jaar vir mekaar. En dan volgende jaar gaan die tyd maar net so vanaf verby. So ek dink is so belangrik dat ek en jy ook die tydjie wat die Here Jesus vir ons gegee het hier op aarde sal uitkoop, vriende. Dat ons regtig sal omgee vir mekaar, sal lief wees vir mekaar. As nie tyd vir argumente en mekaar nie te vergewe nie en al daai en ons nie. Dit is baie belangrik dat ons altyd met sagtheid na mekaar sal kyk, soos God deur Christus Jesus na jou en na my kyk. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Heilige Gees, dankie vir nog 'n week by ons lewe toegevoeg. Ons kom vra vir U dat U hierdie week by ons sal wees en dat ons ook U sal uitdra op 'n wonderlike manier wat ander mense ook in ons lewe kan sien. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons begin inderdaad vandag by Kolossense. So julle weet, ek het so tussen deur net so 'n breek gevat, ons 'n bietjie stil gestaan het by Kersfees. Ons het Galasiërs, Efesiërs, Filippense klaar gemaak, almal briewe van Paulus. Ons is nou by Kolossense, nog 'n brief van Paulus. En ons sien as ons kyk na Kolossense, sien ons dit was 'n welgestelde klein stad wat by die berg, so aan die voet van die berg van Katmos was. Die gemeente is waarskynlik gestig deur Epafras. Nou in Kolosse, so lei die verhaal, vriende, was daar sekere dwaalleraars wat daar opgetree het en hulle het inderdaad die mense geweldig beïnvloed. Ons sal nou julle sal nou sien, ons sal later by dit begin daarby begin uitkom. Nie die eerste hoofstuk kom ons nie albei, jy praat hy meer met die mense in Kolosse self. Maar nou sien ons hierdie dwaalleraar, liewe vriende, kan ons askese noem, wat beteken oefening, wat eintlik beskryf, liewe vriende, hoe party mense dit eenvoudig hulle hele lewe gekenmerk het deur onthouding van verskeie wêreldlike plesiere en dikwels met die doel om godsdienstige en spirituele doeleindes daar te verdedig. Dit is hoekom hulle onthou het van alles. Hulle het eintlik onttrek van die wêreld. Dis wat jy sê ek en jy nie kan doen nie, vriende. Ek en jy is binne in die wêreld. Ons is in die wêreld. Ons kan ons nie onttrek lekker elkeen daar op sy hoekie nie. Hoe moet ons die evangelie uitdra? Jy kan nie dit doen nie. So hierdie ouens, liewe vriende, het dan ook op die ou einde het dit saamgegaan dikwels met selfkastyding, nie noodwendig nie, maar baie keer hierdie ouens wat so met die messe en die goed te slaan. Julle het dit al baie keer gesien, Ook allerlei gissings oor die ontstaan van die wêreld het hierdie dwaalleraars by die Christene laat posvat. Nou hierdie dwaalleraars, hoe val ek so oor my eie woorde vandag, Joodse sowel as heidense trekke geopenbaar. Julle kan gaan kyk 2 vers 11, vers 16, vers 20 en dan ook die voorstanders hiervan, vriende, het 'n hoër kennis gesoek. Hulle het engele vereer en hierdie leer laat mense onmiddellik aan gnostiek dink. Julle weet al wat gnostiek is, gnosis, kennis, goddelike kennis. Jy het hierdie goddelike kennis, jy het hierdie goddelike saad binne in jou, so jy het hierdie geestelike verhouding met God, maar jy het ook jou liggaam, so hierdie twee skei jy van mekaar. Hulle sê die liggaam behoort met al sy hartstogte en al sy goed behoort aan 'n bose God, maar jy het hierdie unieke verhoudingkie met God en hierdie twee kom nie by mekaar uit nie. Nou kan julle mos nou onmiddellik dink as jy daai tipe van dualiteit het, dan waar pas Christus in? So Christus vir niks te kom sterf nie, maar jy kan nie eintlik sonde doen nie, want jy het hierdie geestelike eenwording, hierdie gnosis kennis, het jy binne in jou, hierdie goddelike saad binne in jou, so en jy kan nie eintlik sonde doen nie, want jou liggaam behoort aan 'n bose God. So dit is iets so jy sê dit in hierdie hoëre dimensie eintlik opgeneem. So Christus speel eintlik geen rol nie. Dis die uiteinde van gnostiek op die ou end. En dat soos ons vir mekaar gesê het, op die ou end het hierdie dwaalleraars met hulle dwaalleerlinge afbreek gedoen aan Christus se sentraliteit. Nou interessant met Kolosse, hulle was 'n jongerige gemeente, liewe vriende. Hulle het nie 'n geestelike leier gehad nie, maar die gevolg is allerlei vrae het hulle bespreek sommer met nie gelowiges, lekker beklei ook daaroor. En nou dikwels is die goed het hierdie argumente en redenasies en bespiegelinge hulle op 'n dwaalweg gebring. Vernaamlik is die goed so 'n bietjie naby mekaar gelê. En die ergste, liewe vriende, was dat hulle dikwels begin het om die unieke posisie van Jesus te begin prys gee. Hy het maar net nog 'n manier geraak, om by God uit te kom. Nou, so
die brief is inderdaad geskrywe omdat hierdie gemeentelede met hierdie nie-Christelike idees gekonfronteer is. Julle kan nou dink, vriende, hulle is nou jong Christene, hulle het nou uit die heidendom uitgekom, hulle het nou vir Jesus Christus aangeneem, en nou kry hulle goed wat so naaste my reg klink, en dan is hulle nou maar saam in daai goed is in, hè. En soos ons mekaar gesê het, hierdie dwaalleringe het heel moontlik van 'n Joodse mistiese kant en asketiese invloede ingekom, en dit het dan natuurlik ook gemaak op die ou ende dat hierdie mense gesê, daar's 'n hele paar maniere wat jy by God kan uitkom, né. Dit is nie net deur Christus nie, daar's 'n hele paar ander maniere. Nou sien ons, hulle het baie begin beklemtoon hierdie dwaalleraars wat die mens kon doen om by God uit te kom. Dit bly maar altyd, liewe vriende, hierdie opklim teologie. Jy klim na God toe op deur dit wat jy doen. Vriende, verkeer daarvan, ek en jy is sondig grondig in ons wese in sondig. As dit nie vir Jesus was wat vir jou kom sterwe aan die kruis, is jy inderdaad verlore, né? So jy die godsdienst, jy kry dit nou nog in ons tyd, hierdie opklim, ons noem hulle die opklim godsdienst of die opklim teologie. Jy klim na God toe op, waar God deur Christus na ons toe kom afdaal het, in ons omstandighede, om vir ons te kom sterf in ons plek, né. Nou hierdie doen, liewe vriende, sê nou, ons het nie net gegaan oor die Christelike lewe nie, maar dit altyd allerlei kultiese wette bevat, dit het begin gaan, wat ons al reeds vir mekaar gesê het, oor engeleverering, dit moes op die ou ende, moes al hierdie goed nou geset navolg, so dit het 'n add-on geraak by Jesus Christus, nommer 1, nommer 2, baie keer is dat nie is nodig gewees nie, soos in die gnostiek, né. En Paulus kom antwoord dan in hierdie brief, soos ons nou aangaan sal julle sien. Paulus kom antwoord in hierdie brief en daarop te wys dat Christus en sy verlossingswerk, dat alleenlik daardeur is dat daar redding kan kom, né. So as 'n inleiding, is nou 'n langerige inleiding gewees, om net vir julle te sê waaroor die boek van Kolosse gaan. Dit is altyd belangrik, vriende, jy moet weet wat die konteks is. Jy kan nie net goed lees en aangaan nie. Hulle is onverantwoordelik iemand wat teologie so bedryf. Net 'n teksversie uitneem en dan vertel jy vir die ouens, "Waar gat jy?" Ek bedoel, natuurlik gaan daar waarheid in wees, maar wat is die konteks? Hoekom is dit goed gesê, né? En nou kom Paulus, liewe vriende, kom sê hy die volgende: wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, sê hy, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Weereens 'n ongelooflike wonderlike getuigskrif, né? Wat hy vir hierdie mense sê, hy begin die brief deur vir hulle sê, "Jene, Epafras het vir my gevra om vir julle die brief te skryf, maar ek wil net vir julle kom sê, julle is eintlik 'n klomp amazing mense, né? Ek het gehoor van julle geloof in die Here en julle liefde wat julle vir al die ander mense het." Dis nie amazing nie, vriende, wanneer die mense so, as hulle nou van Sonnekus gemeente moet kom sê, "Jene, ons het gehoor van julle geloof, die ongelooflike vaste geloof wat julle in Jesus het en hoe julle met mense optree in die omgewing hier in Milnerton en in Tuibouwview en in Blouberg en selfs in die stad en oral waar julle be, amazing, ons wil die Here dank vir julle." Dis mos amazing getuienis, né? Dan gaan hy aan en sê hy, hierdie geloof en liefde, wat hy nou gesê het daar by hulle is, hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Onthou, hulle was heidene, die evangelie is aan verkondig. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring, en verder versprei, gebeur dit ook by julle, van die dag af dat julle van God se genade gehoor het, en dit leer ken het soos dit werklik is, né? So hy kom sê, liewe vriende, dat dit vrug voortgebring, toe hulle die evangelie hoor, toe hulle hoor van Jesus Christus, hoe Jesus opgetree het, hoe Jesus gelewe het dit vrug in hulle lewens opgebring. Wat? Hulle het begin van lewe soos wat Jesus gelewe het. Hulle het begin disippels raak van Jesus. Hulle het begin in sy voetspore volg. Kom sê Paulus, hy sê is great. Kom sê hy vir hulle. Julle is daarin onderrig, hierdie evangelie van genade. Onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Ag, vriende, dit is ongelooflike mooi woorde wat jy vir iemand kan sê, né? Hy het ook vir ons vertel van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Nou vriende, wanneer daardie liefde deur die Heilige Gees in ons gewek is, kyk ons anders na mense. Ons kan nie anders as om nie anders te kyk na mense nie. Ons kyk met sagtheid na hulle. Ons kyk deur Jesus se oë met hulle. Ons kyk met ander brille na hulle. Hoekom? Want dit is hoe die Gees na ons kyk. Anders is ons verlore. As God nie deur Jesus Christus na ons kyk, die vriende, dan sien hy ons in al ons verskriklike sondigheid raak. Hy kyk deur Jesus na ons, wat 'n volkomme versoening vir al ons sondes betaal het aan die kruis op Golgotha. Is nie amazing nie?
Absoluut amazing. Ongelooflike stuk getuienis wat Paulus hierso gee oor hierdie gemeente op grond van wat Epafras vir hom kon vertel het. Mag dit ook waar wees van jou by. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.